Ek is besig met 'n reeks waar Jesus sy disippels leer oor gebed. Dis nou na aanleiding van sy Onse Vader gebed wat hy vir hulle aanvanklik geleer het. Nou waar hy vertel van 'n vriend wat na sy vriend toe gaan. En ek wil as tema gebruik vandag die woorde vra, soek en klop. Kom ons lees eers in Lukas 11 vers 9 tot 10. Daar staan hierdie woorde. Jesus sê vir hulle: vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang. En elkeen wat soek, kry. En vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Met die verhaal van die man wat sy vriend onbeskaamd om middernag gaan wakker klop en 3 brode vir hom vra, gee Jesus vir ons 'n riglyn vir wanneer ons bid. In ons gebed moet ons die Here onbeskroomd vra wat ons nodig het. Hy sê ons sal ontvang. In die Gees moet ons hom soek en aanhou soek. En ons sal hom vind. Om te klop, dui op 'n nog groter dringendheid en doelgerigtheid. Vra, soek, klop. Die een lei na die volgende. Hierdie 3 werkwoorde is ook wat ons noem in die iteratief. Dit beteken, jy moet daarmee aanhou en volhard. Dis nie maar net om een keer te vra en dis verby nie. Dit word 'n aanhoudende, voortdurende aksie. Dan gee Jesus self ons die versekering. Elkeen wat vra, sal ontvang. Elkeen wat soek, sal vind. En vir elkeen wat klop, sal daar oopgemaak word. Dit moet ons verwagting wees wanneer ons bid. Ons moet nie halfhartig en onseker na die Here toe gaan nie. Ons moet aanhou totdat. Waarom moet ons dan so aanhou vra, aanhou soek, aanhou klop? Is die Heer dan moeilik om te vind? Speel hy wegkruipertjie met ons? Nee, hoegenaamd nie. Maar ons voel baie keer weens verskillende faktore, omstandighede en gemoedstemminge, dat hy ver van ons af is. Soms moet ons in gebed deur ons omstandighede en beperkings breek, om te kom tot waar hy is en nog altyd was. Deur hierdie verhaal wil Jesus 2 waarhede oor gebed by ons tuis bring. Eerstens, ons mag maar vra. En ons mag met vrymoedigheid vra. Tweedens, ons moet vasbyt en aanhou en nie moedeloos word nie. Dalk het jy al moedeloos geraak. Opgehou om te vra. Ek wil jou vandag egter bemoedig om nie moed op te gee nie. Ek wil saam met jou bid. Kom ons doen dit op hierdie oomblikke. Here, ek sal aanhou vra, soek en klop, totdat ek van U hoor. Amen. Sterkte.